Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Ek is Jacques Loots en hierdie is episode 12 van ons reeks Antwoorde op moeilike skrifte. En ons kyk op die oomblik na Job. Vandag se boodskap moet verkieslik saam met episode 11 en 13 geluister word, aangesien hierdie drie 'n eenheid vorm van veral hoe ons Job 1:21 moet begryp. En ook ander uitlatings wat Job en sy vriende gemaak het. Soos ek voorheen gesê het, is hierdie geen sin 'n in-diepte studie van die boek en lewe van Job nie, maar wil ek net 'n paar gedagtes by jou los om die begrip van Job se lewe in die regte konteks te plaas vir ons as Nuwe Testamentiese seuns en dogters van God. In Job 1:21 sê Job: "Die Here het gegee en die Here het geneem." En hy het hierdie natuurlik gesê op die rug van die verlies van sy besittings en sy kinders se dood, en op grond van hierdie uitlating het soveel mense al onder die wanbegrip geleef dat hierdie die waarheid is. Dat dit God is wat ons geliefdes doodmaak en wegvat. Want hier staan dit, in die Bybel, op swart en wit, die Here het gegee en die Here het geneem, en ons weet Job verwys na sy kinders. Maar kom ek wys jou iets vandag, wat Job gesê het, wat ek redelik seker is wat niemand nog ooit in 'n begrafnisbrief oor Job geskryf het nie. Of wat iemand verseker nie sal gebruik wanneer hulle graag na hul teespoed verwys as hul Job seisoen nie. Blaai saam met my na die einde van die boek van Job. En ons gaan bietjie kyk na die laaste hoofstuk, hoofstuk 42. In die vorige 4 hoofstukke het die Here bietjie vir Job nader getrek en hom 'n paar dinge gevra en 'n paar waarhede met hom gedeel. En na hierdie ontmoeting met God, sê dieselfde Job wat al die goed kwyt geraak het in Job 1, en ook die ander hoofstukke daarna, nou, na hy direk van God gehoor het, sê hy hierdie, en ek lees uit die Nuwe Lewende Vertaling van vers 1 af. Job het die Here geantwoord: "Ek weet nou, u kan enigiets doen en niemand kan u keer nie." Vers 3. U vra: "Wie waag dit om in sy onkunde my wysheid te bevraagteken?" En Job antwoord: "Dit was ek. Ek het gepraat oor dinge sonder begrip, dinge wat te wonderlik is vir my." Die 53 vertaling sê: "So het ek dan gespreek sonder om te verstaan." Wag 'n bietjie. Hier sê Job self in sy eie woorde dat dit wat hy in Job 1:21 gesê het, en in al die ander plekke daarna, hy sê ek het gepraat oor dinge sonder begrip. So het ek dan gespreek sonder om te verstaan. Jy moenie hierdie mis nie. Job sê, toe ek gesê die Here het gegee en die Here het geneem, hy sê ek het dit gesê sonder om te verstaan wat ek sê. Ek het dit gesê sonder begrip. Met ander woorde, ek het dit uit onkunde gesê. Ekskuus. En ons luister al vir dekades daarna dat God het gegee en God het geneem, maar Job kom erken, ek het dit uit onkunde kwytgeraak. Ek het nie 'n klou gehad waarvan ek praat nie. Maar wag, dis nog nie al nie, dit raak nog beter. In vers 4 staan daar: "U het gesê, luister, want ek wil praat. Ek sal jou vra en jy moet my antwoord." Vers 5: "Tot nou toe het ek met my ore van u gehoor, maar nou het ek u met my eie oë gesien." En dan in vers 6 sê Job: "Nou verag ek myself en het berou in stof en as." En ek wil graag hierdie vers vir jou die Boodskap Bybel lees. Hy vertaal dit so: "Ek trek alles terug wat ek gesê het. Om te wys dat ek baie spyt is oor wat ek gesê het, gooi ek grond en as op my kop." Ek gaan hom dalk net weer vir jou lees. Job sê, ek trek alles terug wat ek gesê het. Om te wys dat ek baie spyt is oor wat ek gesê het, gooi ek grond en as op my kop. Hier sê Job, ek is spyt oor alles wat ek gesê het. En ek trek dit alles terug. Alles, wat insluit, die Here het gegee en die Here het geneem. Ons haal dit aan om vir mense een of ander verdraaide vertroosting te bring, asof dit iemand moet laat beter voel om te weet, dis God wat jou geliefde gevat het, want hy kan, want is hy wat jou geliefde in die eerste plek vir jou gegee het, so nou kan hy hom of haar vat net wanneer hy wil. Hier kom Job en sê, ek het berou dat ek het gesê het, en ek trek dit terug.
Geliefde, kan ek dan my evangelie bou op die Here het gegee en die Here het geneem? Nee, verseker nie, want die ou wat dit gesê het, kom erken, ek was 'n aap gewees toe ek dit gesê het. Ek het nie geweet waarvan ek praat nie. Skraap dit, ek trek dit terug. So as Job dit dan terugtrek, wat moet ek en jy dan daarmee doen? En ek sê nou nie, jy moet Job uit jou Bybel gaan skeer nie. Lees hom, hy's daar vir 'n baie goeie rede. Maar, hou hierdie stelling van Job in gedagte. En daarmee saam, as Job uit onkunde gepraat het, kan jy maar sy vriende se woorde ook onder dieselfde kam skeer. Onkunde en onbegrip. Ek vertrou hierdie help jou om 'n beter begrip van Job en die dinge wat hy gesê het te kry. Here, weer eens baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord eintlik baie duidelik is. Ons moet net in die gewoonte kom om u woord in konteks te lees en om u hele woord te lees en net klein stukkie skrifte uit konteks te vergryp nie. Maar dankie dat u Gees, wanneer ons die waarheid soek, u Gees vir ons altyd die waarheid sal wys. Want u woord is waarheid en u waarheid sal ons vrymaak. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op hom en jou neus in sy woord. Shalom.